Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. In hierdie potgooi gesels ons met Maak My 'n Miljonair deelnemers, vorige jaar se Maak My 'n Miljonair deelnemers, net om hulle 'n bietjie beter te verstaan, om hulle stories te leer ken en om 'n paar tips en tools van hierdie hoërskool entrepreneurs te kry wat jou kan help in jou besigheid wat jy wil begin. En dan natuurlik vandag op die brandbank, terug op die brandbank moet ek eerder sê, het ek vir Corneille Tolmey. Welkom hier op die brandbank. Hallo. Ek het nie gedink ek gaan inkom nie en toe sê hulle vir my ek het 5 jaar, so ek nee. Ek gaan na verskillende besighede toe gaan en ek gaan besigheid met hulle gaan doen met my vat sodat ek daar kan verkoop. Wat jy? Kom jy op? O ja, maar dit was so goed en dan moet jy dit uitsny. Hoe voel jy hierdie keer? Ek voel warmer. Ek weet nie hoekom nie, maar hy's nou vir my warmer. Hoekom? Jy is nie onredelige pressure nie. Nee, laas keer was ek so voorberei en hy's enigiets. Enige vraag kan nou na my kant toe kom. Ons gaan net lekker gesels. Okay. So moenie bekommerd nie. Vergeet van die kameras. Okay. Die idee is net om lekker te gesels en om jou journey van Maak My 'n Miljonair te verstaan. Elkeen van julle het aan die deelgeneem aan dieselfde kompetisie, maar elkeen van julle het dit anders ervaar. En om bietjie die mense wat luister te inspireer. Daar's baie hoërskoolentrepreneurs wat hierdie potgooi gaan luister, wat inspirasie kan vind by jou. Ek weet jy is reeds 'n groot inspirasie by jou skool. Kan jy 'n bietjie daaroor praat? Hoe het die vibe verander by jou skool? Abigail het laas jaar deelgeneem en sy het ook goed gedoen. Sy het ook die beste boekeprys gewen. Jy het hierdie jaar deelgeneem en toevallig ook die beste boekeprys gewen. Ek moet nie sê toevallig nie, het hard gewerk daarvoor. Ek het. Maar dit is toevallig dat dit 2 keer uit dieselfde skool uitkom. So, wat is die impak by jou skool? Nou dink ek gee hulle meer om vir ons. Sien jy meer entrepreneurs by jou skool as gevolg van die paar jaar wat ons nou Maak My 'n Miljonair by julle skool doen? Ek sien dit meer raak. So hulle Okay. besighede het al lank terug bestaan, maar nou kom vra hulle my vir raad. Want ek soos, jy het 'n besigheid? Wat? Dan doen hierdie een sublimation, hierdie een doen sulke melktert en 'n koppie goedjies en nou kom ek meer agter van al die besighede. So daar's meer bewustheid by die skool en dis iets waaroor julle nou begin praat Ja. wat voorheen al nie oor gepraat was nie. Ja, dit was eers soos as jy iets verkoop beteken dit jy's arm, jy het nie geld nie. Dit was maar die prentjie om dit. Nou is dit iets anders. Nou is dit soos as jy iets verkoop is jy 'n entrepreneur, jy's 'n besigheidseienaar. So die verkoop van goed was gereframe. Dit was eers gesien in 'n slegte lig, nou word dit gesien in 'n goeie lig. Dit is baie goeie terugvoer. Ek het nog nie sulke terugvoer. Gewoonlik by 'n skool kry ek terugvoer daar's nou meer entrepreneurs, meer belangstelling, maar ek hou van hierdie wat jy gesê het dat wat ons eintlik besig is om te doen met Maak My 'n Miljonair ons is besig om die lig waarin entrepreneurskap gesien word te verander. Ja, dis definitief so 'n Ja. moas. Ja, dis interessant. Ek hou daarvan. Sê vir my Corneille, hoe was jou journey met Maak My 'n Miljonair? Dit het nou net geëindig. Jy was nou 8 maande besig met Maak My 'n Miljonair. Wat is jou experience? Wat het jy ervaar? Hoe het dit jou lewe verander? Ek sal sê ek het 'n nuwe perspektief op besigheid. Ek dink dis die grootste ding wat Maak My 'n Miljonair vir my gedoen het. Eers was dit soos, cool, Steers verkoop burgers. Nou dink ek dieper soos, okay, nou hoekom het hulle hierdie promotion op vir hierdie burger? En dan kyk ek, okay, nou hoekom adverteer hulle op hierdie straat spesifiek? Want dis baie mense. So ek het baie dieper begin dink aan besighede van Maak My 'n Miljonair. En dit het ook vir my geleer dat die mense om my kan my meer leer as wat boeke ooit kan. So ek het so baie nuwe mense ontmoet. Soos ek weet nie of jy seker die ander al geïnterview soos JJ whatever hulle almal, maar hulle almal ek weet nie. Hulle het net vir my iets anders geleer. So JJ het my geleer, nou moet jy aksie vat. As jy nou die call kry, vat nou die call, antwoord dit. Danielle het vir my geleer dat soos as jy 'n geleentheid kry, al is jy nie voorberei nie, gaan doen hom. Jy gaan voorberei raak. Amber het my geleer dat ure se harde werk doen goed, want sy het ure aan haar sublimation besigheid gewerk. Ek love dit. So jy het geleer van jou ander deelnemers wat saam met jou geleer het. En elke jaar het ek 'n plan, ek soos van ek gaan vir jou entrepreneurs hierdie leer en dan coach ons dit vir julle. Maar dit is altyd vir my interessant om te hoor wat het jy uit dit uitgeleer. En ek hou daarvan dat jy dit sê. So by elkeen van die entrepreneurs het jy iets geleer. Ja, ek het 100% iets van almal geleer. Wat jy nou saam met jou kan vat. Ja, en ek het great verhoudings en ons doen besigheid met mekaar of
En ons is nie so baie van ons het dieselfde besigheid. Soos ek en Aluna ons altyd verkoop fudge. Want ons is glad nie kompetisie met mekaar nie. So as ek sê luister Aluna, daar's 'n markie so en dan sê hy so sharp, kom ons gaan. Of Rian wat nou gesê daar's so 'n groot worship ding, ons almal gaan nou na daai ding toe gaan. Dis eintlik amazing. Awesome. So jy hou nog baie kontak met die ander. Ek doen ja. Is dit? En praat julle gereeld en jy sê julle doen besigheid saam. Ja. Ons is baie in kontak. Ja, ek moet eintlik iets wys. Kan ek iets wys? Ja. Okay, so ons het 'n groep gemaak in die Kaap. Ek en al meeste van die meisies. Okay. Okay. En ons het dit genoem die Millionairesgroep. Dis nou waar ons met mekaar praat, okay? En ek het eendag aan die slaap geraak in die bus. Ja. En dis waar dit begin het. So nou is dit millionaires en dan Maar jy is die icon. ja, waar ek slaap en dan ons slaap nooit nie. Okay. En nou dis waar ons al ons reëlings maak en waar ons sê soos okay, gaan ons hierdie ding doen, kom ons praat. Of ja. So al julle meisies het 'n lekker groep saam, werk lekker saam. Ek hou daarvan. Dis baie belangrik om hierdie relationships wat julle nou gevorm het in Maak My 'n Miljonair te hou, want jy's in 'n skool waar daar meer as een entrepreneur is. Ek meen jy het vir Abigail gehad van verlede jaar se reeks. Jy sê daar's 'n paar mense wat met jou kom praat oor besigheid. Party van hierdie entrepreneurs kom uit 'n skool uit waar hulle die enigste entrepreneur is. En dis 'n lonely journey. So dis lekker as jy so 'n groep kan wees wat saam jy weet werk en saam gesels, want nou is daar 'n groep waar jy mense het rondom jou wat soos jy dink en soos jy optree. So ek hou baie daarvan. Sê vir my favorite moment in Maak My 'n Miljonair. 8 maande. Wat was jou favorite gedeelte, favorite moment? Snaakste moment of iets wat vir ewig by jou sal staan? Dit was toe ons in Gaudini Spa was. En ons het die Try Not to Laugh challenge gedoen. Ek en al die meisies in die kamer. So, okay, dit het begin by ons was almal ons kamers assigned waar ons moet wees. En toe het ons Try Not to Laugh gedoen. Toe sit ons monde vol water en ons kyk van die video's. Ons almal was papnat na die einde van die aand, nee. En ons het video's van dit en dit was die beste oomblik want ons almal het saam gelaag. Dit was net 'n awesome aand. Iets wat altyd by jou gaan bly forever. Ja. Dis regtig awesome. Grootste les wat jy geleer het uit Maak My 'n Miljonair, iets wat jy toegepas het in besigheid of in jou besigheid of in finansies of dit hoef nie eens besigheid te wees nie, iets wat jy saamvat vir die res van jou lewe, 'n les wat jy geleer het wat jou lewe verander het. Dis 'n quote wat oom nog vir my gesê het, nee, maar ek kan nou nie presies die quote sê nie. Maar ek kon hom nou vanoggend gesê, maar nou is ek baie nervous. Laat ek net eers dink. Don't overestimate what you can do in don't in 1 year, but don't underestimate what you can do in 5 years. En dit ek dra dit by my baie. Dan dink ek, okay, so ek het nou begin met hierdie kursus. Ek kan nou nie dink ek kan dit in 'n jaar gaan ek so doen nie, maar in 5 jaar gaan ek baie bereik met hierdie kursus wat ek so dit het by my gebly vir lank. Dit bly awesome. Dis actually 'n quote van Tony Robbins. Dit is een van sy quotes wat hy gee. Ek's bly ek kon dit met jou gedeel het. So het jy dalk in die begin toe jy ingeskryf het van Maak My 'n Miljonair ge-underestimate wat jy kon doen in die 8 maande? Ja. Want is dit? Ja. Vertel ons wat was jou prentjie in jou kop toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair, toe jy 'n video gemaak het? Wat was jou prentjie in jou kop van wat jy gaan achieve versus wat jy toe actually ge-achieve het? So die video wat ek gemaak het was ons my segstokkie besigheid. So ek het net gedink, Maak My 'n Miljonair, dis iets om te doen. Ek is 'n entrepreneur of verkoop net segstokkies. Ek gaan dit probeer. So ek het nie regtig aan iets gedink nie. Maar toe daai eerste werkswinkel, toe ek soos, al hierdie possibilities, my fudge besigheid het gaan groei. Ek gaan so groei in dit. Maar my expectation was soos R10,000 'n maand wins. Dit was soos my awesome baie geld. En nou aan die einde van dit maak ek tussen R40,000 en R50,000 'n maand, wat net soos wat die hel. Repeat dit net gou weer. Hoeveel maak jy 'n maand? R40,000 of R50,000. En hoe oud is jy? 17. So jy's 17 jaar oud en jy maak tussen R40,000 en R50,000 'n maand. Ja. Met fudge. Met fudge. Niemand het 'n verskoning nie. Ek meen as 'n 17-jarige R50,000 'n maand kan inbring deur fudge te maak. En ons gaan nou 'n bietjie in die detail in step van hoe jy dit doen en hoe dit begin het. Dan het niemand anders in die wêreld 'n verskoning nie. Dit is baie impressive. Dankie. So jy het ingeskryf vir Maak My 'n Miljonair met jou segstokkie besigheid. Ja. Na die eerste werkswinkel
het jy besluit jy gaan 'n fudge besigheid doen. Hoekom? Wat in die werkswinkel het jou mind gechange? Hoekom het jy weet dit in daai rigting gegaan? So ek het by die werkswinkel dink ek, okay, en ek het segstokkies gehad en ek sit in die werkswinkel en oom vertel al hierdie goed wat ons kan doen, ek sê met segstokkies. en ek sê nee. Dit kan nie werk met segstokkies nie. Ek kan nie skuil met dit nie. So ek verstaan, maar ek kan oom verstaan. En toe ek soos nee, fudge. En ek dink fudge, dis wat ek nou gaan doen. En dit was net 'n random thought. Dit was nie so iets waarna ek baie gedink het nie. Dit was net fudge. En ja, toe maak ek fudge in my koshuiskamer op 'n stoofie wat ek gekoop het met geld van my segstokkie besigheid. Okay. So jy het geld vir jou segstokkie besigheid gevat. Jy het 'n stoofie gekoop. In jou koshuiskamer maak jy fudge. Vertel ons hoe werk dit? Het jy dit eerste keer reg gekry? Was dit nie? Was dit 'n gemors? Was dit 'n sukses van dag 1 af? Vertel ons 'n bietjie wat daar gebeur het. So ek het op TikTok gegaan vir resepte en toe sê hulle vir my, die is die maklikste 4 ingredient resep doen hom. Ek sê okay, ek hou die foon daar en ek maak die fudge op die stoofie. Dit was 'n flop. Dit was 'n absolute flop. Ek het nie geweet fudge kan brand nie. Ek het nie verstaan hoe suiker kan brand nie. Ek het begin huil want nou is my drome in sy kanon in. Anyway, en toe het ek daai op YouTube gekyk en ek sê wat doen ek verkeerd? Toe sê dit van wat ek nou verkeerd doen. So toe het ek elke dag na skool toe maak ek fudge in my koshuiskamer vir die volgende dag om te verkoop by die skool. Okay. So ek het nie voorraad by my gehad nie. Ek het die middag voor die tyd het ek dit gemaak en dit gaan verkoop. En ek het elke liewe dag uitverkoop en dis hoe dit begin het. That's amazing. So jy het hierdie besigheid begin tydens Maak My Miljonair. So ons kan sê wel hoeveel was die storie wat jy gekoop het van jou segstokkie besigheid? Hoeveel het hy gekos? R900. So ons kan sê jy het hierdie besigheid begin met R900. Dit was jou starting capital wat jy moes ingesit het plus nou die ingredients van jou eerste batch. Ja. Call it R1000. Ja. Dis waarmee jy hierdie besigheid begin het. Wat was die totale turnover aan die einde van die 8 maande van Maak My Miljonair? Dit was R260,000 turnover. Wat was jou profit op daai R260,000? R180,000. Ja. So jy het begin met R1,000 en na 8 maande het jy R180,000 in jou sak gehad. Ja. In 8 maande. En jy is 17 jaar oud. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit regtig nie. Ek kan dit self nie. Ja. Amazing. Ek dink meeste mense werk 'n leeftyd om te kan sê hulle het R180,000 in die bank. Dit vat party mense 'n hele leeftyd om soveel geld te kan maak wat hulle kan invest of gebruik of wat ook al. Wat doen jy met die geld? Wat het jy gedoen met jou 180? So, ek het spandeer. Okay, ek het baie klere gekoop. Ek het my kamer oorgeverf in die koshuis. Ek dink as die podcast stop hierdie. Okay. Ons het goed gegaan tot hier. Dit was baie inspirerend. Okay. Nou gaan ons down. Okay, nee. Dit is reg. Wees eerlik. Okay. Share, wat het jy gedoen met dit? Maar ek het op die 70-30 reël gebly. Okay. So ek het nou 70% van dit het ek nou in 'n savings account. So jy het geïnvest 70% van dit. In 'n savings account. 30% het jy spandeer op klere. Okay, kom ons push vir 40%. Okay. Maar my geld is nou in 'n savings account want ek wil baie graag vir my kar koop volgende jaar. Okay. Amazing. So jy het met 'n fudge besigheid genoeg geld gemaak om vir jouself 'n kar te koop. Ja. Dit is 'n fist bump. Dit is awesome. Dankie. Kom ons delf meer. Ek wil meer weet van die 30% wat toe verander het in 40%. Wat is die worst financial decision wat jy gemaak het in hierdie jaar? Die ding waarop jy geld spandeer het wat jy na die tyd gedink het, ek moes nie dit gekoop het nie. Oef, ek kan sê my besigheid wat ek 'n groot financial probleem. En dit was kragdag. Okay. Ja. So Wat het jy daar verkeerd gedoen? ek het hopeloos te veel fudge laat maak en stok gekry. Okay. So dit was vir my 'n groot, so ek moes baie vinnig al daai fudge verkoop het voordat dit sleg word. Ja. So ek sal nie sê dit was sleg nie, maar dit het baie pressure op my gesit. En okay, dalk was dit die rede hoekom ek my beste besigheidsboeke gewen het, want ek was so erg dat hierdie fudge nie sleg raak nie. Maar dit was net vir my soos ek het kragtig te veel, ek het overestimate wat ek kan doen. Okay, so toe het jy te veel stok gemaak en dit was 'n groot fout wat jy gemaak het want nou het jy nou lê al jou geld in stok. Het jy toe van al daai stok kon jy toe al die stok verkoop? Ek kon. Okay. Ek kon gelukkig, maar Dan jy gerecover. Moes jy teen 'n laer prys verkoop of kon jy nog steeds jou profit margin maak? Nee, ek het op dieselfde profit margin soos gehou. Ek het net baie gewerk. So ek het baie besighede gebou en ek sê vir hulle
En ek moes my sticker afgehaal het vir baie van die fudge. Wow, dat hulle Hulle branding sticker kan. opsit. Ja, en toe het ek dit ook vir my nuwe idee gegee vir corporate. So nou gaan ek nou byvoorbeeld 'n oogarts en ek sê luister, is amper Kersfees, sit die sticker daarop. Jy gee dit saam met brille en dan sê hulle so sharp, ons doen dit en toe het ek baie van my geld so gekry. Okay, so jy het daarom alles weer teruggemaak. Ja. Maar ek wil nou weet van, jy weet, wat is jou worst financial decision wat jy gemaak het met jou 40%? Het jy 'n dierklere gekoop of skoene of waarop het jy op jou geld spandeer wat jy nou terugdink en sê ek moes nie? Ek het op eBay vir my 'n laptop gekoop. Okay? Ja. Die laptop het nie gewerk nie. En dit was my so sad. Toe koop jy 'n dat laptop Ja, op eBay. op eBay en ek dink dit was R9000 want dit was soos 'n Mac. Okay. En ja, en ek kon nie die ou weer in die hande kry om dit vir hom te sê luister hierdie ding werk nie. So nou het ek 'n MacBook wat ek niks mee kan doen nie. Ai, ek jammer nog van dit. Dis okay. Dit was maar my ergste. Anders as dit invest ek nogal nie invest nie. Ek gebruik dit lekker op myself. Ja, dis my lekker. So by die koshuis, baie keer soos as iemand weg gaan doen ons ietsie en dan gaan drink ons Starbucks of ietsie. Dis nogal vir my great om vir die mense Starbucks te koop soos op my. Ek weet dit klink rof soos my nou nie, maar dit is my nice om dit te doen. Ja, obviously geld maak is een ding en daarom hou ek van die 70-30 principle. Want jy moet nie jou geld verkeerd spandeer nie, want anders verkoop jy jou toekomstige drome. As jy jou geld vandag verkeerd spandeer, verkoop jy jou drome in die toekoms. Eintlik teen 'n baie goedkoop prys vandag. So daai 70% verseker dat jy vir jou toekomstige drome kan betaal. So as jy heeltyd die 70% invest, dan weet jy gaan vorentoe. Maar jy moet ook jou vriende kan uitvat en hulle kan spoil vir 'n Starbucks. Dis waar die lewe gaan. Jy moet vir jou ma en jou pa kaart kan koop. Jy moet jou vriende kan treat. Jy moet jouself kan treat. So dis hoekom daai 30% is belangrik. So 30% van jou geld, jy weet, spandeer dit op jouself, spandeer dit op jou leefstyl, maak seker jy lewe ook 'n goeie lewe. Anders is die besigheid nie regtig die moeite werd of die inkomste nie so. So hoe voel dit om saam al jou vriende of vriendinne uit te gaan en te sê dis op my vandag? Ja, dit voel great want vir 'n lang tyd het hulle altyd vir my betaal. So as ons iewers gaan het hulle vir my kos gekoop of dit het altyd dan voel ek soos nie lekker nie. En nou kan ek sê, kan nie julle ek koop sommer vir julle vandag. En dan voel dit my soos ek betaal hulle half terug vir daai goedhartigheid wat hulle vir my gewys het. So ja, dis maar net dit. Ek voel so ek betaal mense terug op so 'n manier vir alles wat hulle vir my gedoen het. Dis awesome. En dink jy nou dat jy dit gesê het dat geld 'n goeie manier is om goedhartig te kan wees? Ja, soos dit is rarig. Ek dink, okay, 'n mens kan nou goedhartig wees oor byvoorbeeld soos iemand nee, jy kan net goedhartig wees met geld, want soos ek het nog gesê jy kan iemand soos winkel toe ry, maar jy kort geld vir petrol. So dit gaan ek dink jy kort geld om goedhartig te wees. Ek dink dit is 'n baie goeie manier, ja. Ja, ek meen as jy net kyk na wat jy nou al gedoen het vir jouself, vir jou gemeenskap, vir jou skool, jy weet vir jou vriende. Dis alles goed wat jy kon doen as gevolg van jou besigheid. En jy het laat in die aand gestaan op daai stoofie in jou kamer om daardie fudge te maak. Ja. Maar dit het jou in 'n plek, in 'n posisie gesit waar jy kan iets awesome doen vir ander mense ook. So in jou besigheid, jy het nou baie geleer. Jy het gesê jy het baie geleer van boeke, jy het baie geleer van die mense rondom jou, jy het genoem elkeen van hierdie mense waarvan jy af iets geleer het. Jy het gesê jy het geleer vanaf my tydens die projek en seker Jason ook, as jou mentors tydens Maak My Miljonair. Uit al hierdie goeders wat jy geleer het jy nou baie van dit in jou eie besigheid toegepas. Jy het obviously geleer uit experience ook uit jou eie foute, soos die stok wat jy te veel aangekoop het ensovoorts. Wat is een ding wat jy glo oor besigheid, wat jy gebruik in besigheid, wat jy dink van besigheid, wat ander mense dink nee. Soos 'n unpopular opinion wat jy het oor besigheid en finansies, wat ander mense met jou stry, wat hulle sê nee. Byvoorbeeld, ek sê altyd jy kan enige besigheid begin van R0 af. En ons almal is van nee, jy kan nie. Maar wat is so 'n ding van jou wat jy getop het tydens die tyd van Maak My Miljonair? So dit ook die ding van begin jou besigheid met R0, want ek het tegnies my besigheid begin met R0, maar dit is nie dit nie. Dis meer van so ek het nou die dag by die koshuis etenstafel praat ek so met hulle. Want hierdie meisie sê sy's gestres vir rekeningkunde, heavy. Dis sê ek hoekom wil jy vir iemand anders werk
as jy rekenkundig gaan swat, jy maak 'n eie accounting firm oop. Hmm. As jy nog steeds kan doen waarvoor jy lief is, maar jy kan werk vir ander mense skep en jy kan meer wins daai trek. Hoekom wil jy vir iemand anders gaan werk? En dis dalk een van die grootste goed wat ek vir mense sê en dan is dit soos because I need to be employed. Dis nie wat ek sê nie, maar ja, ek dink dis 'n baie kontroversiële ding. Okay, ja. En dit gaan oor wie maak die meeste geld? Die accountant wat werk by die accounting firm of die accountant wat die accounting firm besit? Die ingenieur wat werk by die ingenieursfirma of die ingenieur wat die ingenieursfirma besit. En dit gee jou opsies. As jy meer inkomste kan genereer, dan kan jy meer goeders doen vir society, vir Suid-Afrika, vir die mense rondom jou. Jy kan meer Starbucks koop vir jou vriendinne. Ja. Okay. Dit is so, ja. My volgende vraag is, het jy jou goals achieve wat jy wou achieve? Jy het in Maak My 'n Miljonair gegaan met 'n systokkie besigheid. En kom ons sê R1000. Jy het uitgestap met 'n R180,000 profit. Hoeveel rand se turnover het jy gesê? Ek het R260,000. R260,000 se besigheid wat jy gegenereer het. Ja. Jy het mense ontmoet waarvan af jy geleer het, waarmee jy verhoudings gebou het vir die res van jou lewe. Sou jy sê jy het jou goals ge-achieve waarmee jy ingegaan het? Nee, Of- ek sal nie. Of Waarmee ek ingegaan het. Ja, toe jy daai video gestuur het, Absoluut, ek het nie die verwag nie. of het jy meer as jou goals ge-achieve? Ek het meer as my goal. Ek het nie eers 'n goal gehad nie. Kom ons is dit eerlik. Ek was net soos ek wil Maak My Miljonair doen. Ek wil kyk hoe baie geld ek kan maak. Ek het nie 'n goal gehad nie. Maar soos wat ek net nou by dit wil sê, is toe ons in Klein Kariba, waar was dit? Klein Kariba. Toe het die oom gesê van harde werk. Van kyk of jy jou 5 jaar plan in 6 maande kan bereik. Yes. En my 5 jaar plan is dat ek eendag 'n biljoenêr kan wees met hierdie. Okay, dat ek 'n luxury en ek weet dit is shooting soos hoog, maar om te sê wat ek bereik het in 8 maande, sal ek dit heel moontlik kan bereik. So ek probeer nou regtig 'n biljoenêr wees eendag. Ek weet jy gaan dit Ja. verseker kan afpoel. So jy het jou goal wat jy gemaak het vir jouself voor Maak My 'n Miljonair ver oorskry. En jy sê jou 5 jaar plan is om dan 'n biljoenêr te wees. Ja. Okay, hoe lyk daai prentjie? Wat doen jy elke dag? Is jy 'n fudge biljoenêr of wat 'n biljoenêr is jy? So ek worry nie wat 'n biljoenêr ek is nie. Ek wil net 'n biljoenêr wees. So ek het mos nou my fudge besigheid, ek het hierdie pet en house ding wat ek probeer op die been kry. En dan het ek 'n klomp klein goeders wat ek doen, so skills wat ek aangeleer het. So ek kan 'n webwerf bou. Want ek het vir my fudge besigheid 'n webwerf gebou. So ek het daai skill en ek probeer iewers so ek kry kliënte maar nie baie nie. Ek kan social media marketing doen, want ek doen dit baie vir my besighede. So ek worry nie hoe ek 'n biljoenêr gaan wees nie. Ek moet net een wees. En wat gaan jy doen as jy 'n biljoenêr is? Ek gaan my lewe geniet. Okay. Ek gaan nie ek gaan nie weer werk. Ek werk in elk geval net 'n besigheid, maar ja, ek weet nie, onverstaan. Het jy groot planne? Het jy groot goeders wat jy wil doen? Het jy goeders wat jy wil hê? Het jy impak wat jy wil maak? Ja. Wat gaan jy doen as jy biljoenêr status bereik? So hierdie gaan so cringe klink, ek weet. Maar eendag as ek self vir myself, as ek eendag wel af is en ek kan geld spaar, sal ek soos feeshuise oopmaak. Dit klink so bad, maar waar kinders actually kan gaan en waar hulle kan, ek weet nie, leer van entrepreneurskap en nie net voel soos hulle word geonderdruk deur die stelsel nie. Hoekom sal jy weeshuise spesifiek wil oopmaak? Soos, okay, ek's 'n weeskind, okay. Ek het nie 'n ma of 'n pa nie en ek bly by my oom en ek bly in die koshuis. So vir my is die koshuis half soos my weeshuis want ek's meeste van die tyd daar. Ek weet dit klink so rof. Maar so dis kom ek graag weeshuise en dan wil ek hulle leer van entrepreneurskap. Want dit is wat my gered het en ek is seker dit kan baie ander mense red. Ja. Ek dink dis 'n baie honorable goal. Ja, want ek het empatie met soos weeskinders. Ek verstaan waar hulle gaan. So ek dink ek kan die beste help vir hulle. Eerder as wat iemand wat nie enigsins wat albei hulle ouers het, soos hulle sal nie dieselfde kan omgee soos wat ek doen nie. Ja. En ek dink hulle het jou nodig. Ek dink hulle sal baie waarde by jou kan vind. En jy het nou deur die journey gegaan. Jy het bewys dit is moontlik. So ek dink jy kan jouself te oordra vir hulle. Dankie. That's awesome. Ek love jou journey. Ek love die feit dat jy in jou koshuiskamer begin het. Jy het hierdie groot besigheid gebou against all odds.
jy kom van 'n background af waar jy eintlik maar op jou eie hierdie ding moes doen en jy het dit bereik in oorgawe, nog die beste boekeprys ook gewen by Maak my 'n Miljonair. Jy het 'n amazing testimony wat jy kan deel. En ek dink dit is iets om na op te kyk. So well done. Ek is trots op jou vir wat jy gedoen het en vir wat jy ge-achieve het. En ek dink jy's 'n groot inspirasie vir jou skool en vir jou gemeenskap. En ek hou van jou droom waarna toe jy gaan. Ek dink dit is 'n volwaardige droom wat jy het. Dankie. Ek wil jou vra as jy kan een ding share uit jou journey wat jy nou geleer het hierdie jaar met die ander hoërskool-entrepreneurs daar buite. Daar's baie hoërskool-entrepreneurs wat jy nou sê wat jy kom raad vra. Of wat dalk dink, moet ek 'n besigheid begin? Moet ek nie? Jy weet, daar's baie ouetjies en meisies net soos jy wat dalk ook uit 'n weeshuis uitkom wat dink, kan ek 'n entrepreneur wees? Kan ek hierdie doen? Moet ek hierdie doen? Watse advies sal jy gee om met hulle te deel uit al jou experience wat jy opgebou het hierdie jaar om vir hulle 'n bietjie advies te gee om te sê doen dit. Is doen dit nou. Want ek spaar vergeetachtig. Doen dit nou. Doen dit nou, want as jy vergeetachtig is en jy vergeet hierdie advies, implementeer dit nou want dan gaan jy dit nie vergeet nie. Ja, Doen dit nou. doen dit nou. Ek hou daarvan. Ek dink dis 'n goeie boodskap. Doen dit nou. Ja, okay. Awesome. Awesome. Dit was lekker om hierdie jaar saam met jou te spandeer, Corneille. Ek het jou gesien groei as 'n persoon. Van die begin tot die einde en jy het my verras met alles wat jy ge-achieve het. Dit was vir my 'n absolute eer om te kon dien as jou mentor hierdie jaar en ek sien uit om nog verdere pad saam met jou te stap totdat jy by biljoenêr status uitkom en ek sien uit om te sien hoe jou droom gaan 'n waarheid word, hoe jy gaan groei as 'n entrepreneur en hoeveel mense se lewens jy gaan verbeter in die toekoms. Ek is opgewonde om na jou journey te kyk. Dankie oom dat ek die voorreg gehad het om by hom te leer en saam om al hierdie plekke toe te gaan en dankie dat so sonder oom my besigheid nie so baie gegroei het nie. Ek sou nie geweet het waar, ek sou nie rigting gehad het nie. So baie dankie vir dit oom, ek waardeer dit so baie. Dis 'n massive plesier. En dit gee my joy om te sien hoe jy gegroei het en wat jy als gedoen het en ek weet jy gaan nog baie meer as ek doen vir Suid-Afrika en vir die jeug. So ek's opgewonde. Dit was lekker om met jou te gesels. Ek hoop almal het notas gemaak en tips gevat, want jy weet wat jy doen en die nommers spreek vir hulle self. So ja, ek hoop jy het dit ook geniet. Het jy lekker gesels? Dit was lekker om te gesels. Ek is nie meer nervous nie. So, dis great, ja. Nou, jy aan die einde van die pot gooi dit so nou. Nou is ek rustig. Okay, wel, nee, jy hoef nie nou meer verder te worry nie. Is daar nog enigiets wat jy graag wou sê of wou deel? Nee, nou moet ek dink. Ek dink jy het dit goed geëindig op doen dit nou. Ja, okay, Ek hou daarvan.